Boere Du Plessis, jongste dochter, as ek reg is, jy moet my reg as ek verkeerd is, jongste dochter van Hannes en Geraldine, van Dorbus wêreld. So haar van was Du Plessis. As ek reg onthou, het ek bedoel. Winde Oorskoot, as ek het reg het, getrouwd met Hans Winkler. Die regte Hans Winkler. So hy sing nie met preek normaalweg nie. Baie welkom, Karen. Karen, net omdat ek by jou begin ek maar weer by jou. Jy was 18, hè? In matriekjaar, ek die diagnose het eintlik na jou eksamen gekom. In matriekjaar gediagnoseer met 'n been- en sagteweefsel kanker, gewas in linkerskouer. En dit gebeur op baie slegte tyd in jou lewe. Vertel ons 'n bietjie meer van jou siekte. Ja, op 18, ons het eintlik op 17 het ons hier in my skouer gesien. Ek het regtig gesukkel om my storie neer te skryf, want dit kom so lank en ek is so bang ek word vasgevang in datums en dokters en afsprake en volgorde van hoe goed gebeur het en dat ek te veel gaan sê, wat ek waarskynlik gaan. En dit is my regtig belangrik dat julle hoor hoe die Here vir ons gedra het in tye wat ons geloof swak was, wat dit nie so goed gegaan het nie. So ek het dan maar begin waar dit in my begin het en dit het by die eier begin. En nou draai ons lewe nog steeds rondom die eiers. So ek het hier op die internet gaan lees, maar wat is die simboliek agter 'n eier? Eier is iets wat nog nie gebore is nie, dis iets nuut. Dit is iets wat groei en wat vrugbaar is. Dit is iets wat herlewing verteenwoordig en Jesus se opstanding. Dis ook hoekom ons paaseiers met Paasfees eet, want dit beeld 'n nuwe begin uit met die opstanding. 'n eier is volmaak, want sy vorm is rond. En dit is 'n onontdekte potensiaal. Die eier lyk eenvoudig en broos, maar dit dra die krag van skepping. So my storie begin en eindig by 'n eier. Ek het eendag na skool by die huis gekom en vir my ma gesê, mamma, my vriende sê sy 'n eier op my skouer. En ons het toe hierdie eier chirurgies verwyder, dis gediagnoseer as 'n been- en sagteweefselkanker. In my linkerskouer, die spiere rondom en dan ja, die sagteweefsel ook rondom. As ek nou terugkyk, kan ek duidelik sien hoe God se hand in elke deel van ons reis was. Daardie tyd was daar soveel praktiese dinge wat moes gebeur het, afsprake, toetse, dokters, vlugte, klomp logistieke reëlings. Maar vandag wanneer ek terugkyk, sien ek elke klein detail gelei is deur hom. Dit het ooit dalk gevoel asof ons in 'n rowwe see swem, maar ons het eintlik heeltyd die Here as ons reddingsbootjie aangehaal. Toe my ma my bel en sê dat dit kanker is, toe ek my Bybel gaan gryp want ek dink dis wat jy moet doen. En ek het die Bybel net oopgeslaan en natuurlik het hy oopgeval by Jesaja met woorde soos: maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg hoog met vlerke soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk en jou help. Ek sal jou ondersteun met my oorwinnende regterhand. Een van ons eerste lesse was dat die Here se tydsberekening is perfek. Hy is nooit te vroeg nie en nooit te laat nie. Want ons het baie gewonder daai tyd, moes ons dit nie al vroeër laat uitsny het nie. Moes ons dit ook later laat uitsny het, dat ek eers universiteit toe kon gaan en daar klaar gelewe het. Maar die Here se tydsberekening was perfek geweest. Die dag na die amptelike diagnose het ons Kaap toe gevlieg. En ek kan vandag nog onthou wat 'n ongelooflike ondersteunende gemeenskap ons gehad het. Ons vlugte was gereël geweest, ons verblyf in die Kaap was gereël. Ons het 'n voertuig daar gehad, al die dokters se afsprake was opgelaai. Dit was ongelooflik vir ons. Dit was ons tweede les geweest. Is dat die Here gebruik ons om sy hande en voete te wees. Hy wil nie enige groot gebare hê nie, net die basiese goed. Wees net daar vir mekaar. Wat my ook daai tyd bygebly het, soos wat ons die dokters gesien het,
is dat niemand kies om in die hospitaal te wees nie. Niemand kies om chemo te kry nie. Die chemokamer is 'n plek van lewe en dood, van hoop, van vreugde, van groot hartseer en vrees. Maar niemand in die chemokamer was ooit hopeloos gewees nie, niemand was negatief nie, niemand was moedeloos gewees nie. Daar's 'n gevoel van vrede en aanvaarding en van hoop, en dit is so 'n tasbare, positiewe gevoel daar gewees, dat jy kon nie anders help as om net bly te wees as jy daar is nie. So my plan was eenvoudig, 4 dae se chemo, vat 'n breek, en na 'n paar dae later dan doen ons bloedtoetse. En dan gaan ons huis toe. Maar ek het nooit in ag geneem dat my bloedtoetse eintlik bo 'n sekere telling moet wees nie. Na die 3de keer, in 'n week se tyd het ons moes bloedtoets doen. En ek was so vasbeslote om huis toe te gaan. Ons vliegtuigkaartjies was reeds geboek. Ons tasse het so by die deur reg gestaan. Maar ons planne was nog net onsin. My immuunstelsel was nie sterk genoeg nie, so ons moes nog steeds in die Kaap bly. En dit was my 3de les. Ons kan beplan soveel soos wat ons wil, maar die Here het klaar ons pad uitgelê. Ek onthou daai oomblik was ons hele gesin regtig sleg gewees, ons was moedeloos, ons was emosioneel gewees. En ek onthou ek het nog so 'n verskriklike hartseer Facebook status gemaak. En toe soos wat die Here altyd doen, het hy ingetree. En hy het vir ons hierdie sterk gemeenskap gestuur, wat vir ons net vir al ons vriende net vir ons verblyf aangebied het. So ons het toe op Eiserfontein gaan vakansie hou vir 'n week. Uiteindelik het my bloedtellings opgetel en ons kon terugkom huis toe. In Januarie moes ons toe weer Kaap toe ry, want ek moes volgende behandeling kry en ek was vasbeslote om te gaan swat. En ek dink ons soms dinge waarvan Jesus ons beskerm, hy hou ons bietjie dom, sodat ons eers later besef hoe groot sy genade gaan wees. Ek het nooit besef hoe erg dit gaan wees om sonder hare as die eerste jaar universiteit toe moet gaan nie. Ek het 'n preek gedra in Joeltyd en elke aand voor die dagsaktiwiteit begin het ek my eie hare gevleg en dan het ek dit net so op die toonbank neergesit en dan het ek die volgende oggend net die preek gevat op my kop getrek en uitgehardloop. Een middag terwyl ons besig was met joelaktiwiteite, het een van die meisies na my toe gekom en ek het daai dag so 2 visgroot vlegsels gehad en sy het so oor my hare gevryf. Sy het gesê, "Sjoe, dit is so mooi, is dit jou eie hare?" En hoe laer sy afgaan, kom sy agter jou op 'n plek waar nie hare is nie. En ek het toe net vir gesê, ek sal jou later vertel. Ek het toe in my groepie weer gaan sit en toe besef ek, dis te veel vir my en ek het teruggehardloop kamer toe. En ek het toe in die Olivier vasgehardloop wat my buurvrou was. En ek kon nie my kamer se deur oop kry nie want ek huil te veel. Terry het onmiddellik my suster geroep en daar sit ons 3 en huil toe op die bed. En al wat ek vir hulle wil sê, wat niks gebeur nie. My hare, maar ek kry nie woorde uit nie. Terry en my suster het gereël dat ek daai aand vir al die eerstejaars my storie kon vertel, sodat ek nie langer iets vir hulle weg te steek nie, dat hulle kan verstaan dat ek nie aan alles kan deelneem nie. As ek terugkyk, weet ek nie hoe ek die krag gehad het om dit te doen nie. Want my ouers het daai oggend teruggryp en toe ek het hulle gegroet. Hierdie hele ding het met my gebeur die laaste 2 maande. En ek moes vir mense praat en 'n ware storie vertel van woorde wat ek ken nie die storie nie, dis nie my storie nie. Ek kan net paar feite vertel. En ek dink daai tyd, as ek terugkyk, weet ek dat die Here het my eintlik uit die see uitgehaal, in die boot gesit, sy arm om my gesit en net vir my gesê ek het jou. Ek kon ongelukkig nie my universiteitsjaar voltooi nie weens my immuunstelsel wat te swak was. Maar na 42 weke chemo het ek die volgende jaar teruggegaan universiteit toe. Ek het nog wonderlike vriende gemaak. So ek het in 2 verskillende jaargroepe goeie vriende gehad. Ek het die einde van daai jaar my man ontmoet, my studies klaar gemaak en ons het in April 2018 getrou. Maar toe Maart 2020 het COVID begin. Ons het eintlik, ek en Heinz daai tyd begin dink aan eiertjies. Maar toe kom die ander eier eers weer terug. Ek en Heinz het besluit, as ons nou in lockdown gaan soos die res van die wêreld, dan pak ons ou Land Rover vol van ons kampgoed, kratte vol kos en ons gaan vir 3 weke langs die Noordriviere gaan kamp.
Voor ons gaan, die naweek voor ons gaan, sê ek vir my ma, maar ek het pyn in my skouer, in die skouer. Langs die rekord, ons het 'n paar scans gedoen en dit blyk toe of die kanker terug is. Ons het klomp logistieke uitdagings daai tyd gehad. Ek moes voor 'n sekere tyd in die Kaap wees, want anders kan ek die dokter eers 'n maand later sien. Ons het spesiale toestemming gehad, nodig gehad om deur die verskillende kontrolepunte deur die land te gaan, Ministerie van Gesondheidssertifikaat. Dit was chaos by hulle ook gewees. Ons het mediese visums nodig gehad om oor die grens te gaan. Ons mag net 2 mense in 'n kar gewees het in Suid-Afrika. En COVID. Niemand weet wat aangaan nie. Daar is geen protokolle nie. Alles is by almal die mekaar. My pa, die oggend voordat ons ry, besluit my pa, maar hy gaan die Suid-Afrikaanse grenspos bel, net om seker te maak, hulle gaan nou vir my en vir my ma en vir Heinz die grens toelaat. En die vrou sê toe vir hom, onder geen omstandighede gaan hulle vir ons al 3 toelaat nie, net 2 van ons mag in die kar wees. Toe moes ek die keuse maak, wie gaan saam met my? My ma of my man? Maar ons het nooit geweet hoe lank gaan ons daar wees nie. En my ma se werk het bietjie meer buigsaamheid gehad, waar hy nie vir moontlike jaar van sy werk af kon wegbly nie. Dit was baie moeilik vir ons gewees, want ons is by my ma se huis toe gewees en ons moet van daar af ry. En ons laai toe vir Heinz daar af met sy tassie en ons ry weer weg. Op daai oomblik bel my skoonma toe vir ons en sy sê, maar of so duidelik te voor wat is die situasie en Heinz nou agterbly en ek kan net dink hoe erg is dit vir haar wees om te dink sy hele familie sit in Suid-Afrika, hier moet hy nou agterbly en hier ry ons weg en dit is in die onbekende in. En al wat sy te vir ons sê is, dink aan wat nou belangrik is, julle moet vir Karen by die dokters kry. So 'n eenvoudige sin, maar wat soveel rigting vir ons gegee het. Net buite reël by die kontrolepunt kry ek 'n oproep van iemand wat sê, en ek dink dit is eintlik die Here wat direk met ons gepraat het. Waarom luister julle nie na my nie? Ek het vir julle gesê julle kan deur die grens gaan. Jou man kan saamgaan. Julle al 3 se name is op die spesiale drukkelys. Ek dink vir myself, hoe kan ons name op die lys wees? Heinz het nooit sy paspoort ingegee nie. Hy het 'n Suid-Afrikaanse paspoort, sy het hom net vinnig gewys uitgekyk en toe sê sy, dis nie nodig om die paspoort 'n stempel in te gee nie. En ek vra toe vir hom, maar hoe weet jy wat is my man se naam? En sy sê toe, maar jou man is mos Heinz Winkler. En ek dink dis die eerste keer wat ons almal so bly was oor sy naam. Met nog 'n klomp struikelblokke het ons in die Kaap aangekom. Ek het die dokters gesien en nog 'n operasie gehad. Ek het vir al my vriende gevra om vir my versies te stuur van bemoediging van hoop, wat ek toe in die dokter se skrapkap geskryf het. Dit sien ook op 'n foto iewers. En die dokter het toe met die skrapkap geopereer met die hoop dat dit nie 'n kwaadaardige gewas is nie. En ongelukkig is die kanker toe weer terug. Die eier is toe weer kanker. Na 'n maand in die Kaap het ons veilig in Windhoek aangekom. Ek het my afstelling chemies gedoen, 28 bestralings later, en op 16 Desember 2020 het ek klaar gemaak met my tweede chemo. Maar my reis is nog nie klaar, want ek het julle nog steeds nie vertel van my eiertjies nie. Die gevolge van die rowwe kanker is nie verby nie. Die volgende stap wat vir ons 'n uitdaging is om kindertjies te kry. Soos ons hier staan, het ons reeds dubbelsyfers IUI's gedoen. Ons het 5 IVF's gedoen en 'n hele paar embryo-transfers tussenin. En tot 'n mate is hierdie reis vir my moeiliker as chemo. Met chemo het ons 'n protokol gehad, daar was planne gewees, daar was doktersafsprake, daar was scans gewees. Waar met die fertiliteitsreis is daar 100% onseker 100% van die tyd. Jy kan beplan soos jy wil en dan is daar 'n ander siklus met 'n korter datum en dan is alles weer uit. Ek onthou een spesifieke moeilike dag in my reis laas jaar, my maand. Ek was besig met stimulering vir 'n embryo-transfer en my oupa het siek geword en hy is ook oorlede in my tyd. Die Suid-Afrikaanse familie het by ons gebly in die huis. Dit was besig. Die tydperk tussen wat my oupa oorlede is en wat sy begrafnis is, het ek en Heinz vinnig Kaap gegaan vir 'n embryo-transfer.
Dit het ongelukkig ook nie gewerk nie. Die Woensdag daarna het ons vrouens Bybelstudie gehad. Neem in ag, ek is vol hormone en emosies. Ons het 'n baie persoonlike, emosionele, intieme Bybelstudie gehad waar almal goed gedeel het. Ek kan nie eers onthou of ek enigiets gesê het nie, maar ek onthou net ek het die hele tyd gehuil. Na die sessie kon ek nie ophuil nie en ek het vir my ma 'n boodskap gestuur en gesê, "Mamma, kom na my toe asseblief." En sy het net vir my gesê, "Ek is op pad." Dit was omtrent snot en trane. Ek het vir my ma gesê, "Hierdie is te veel vir my. Ek het nie meer hoop nie. Ek kry geen hoop nie. Ek is so moeg om so te voel. Ek verstaan nie hoe na alles wat ons reeds deur is, die Here steeds hierdie op my pad sit nie." En ek sê toe vir hom, daar is 2 dinge wat ek nodig het om aan te kan gaan met my lewe. Eerstens het ek hoop nodig. Ek het hoop nodig, ek het lig nodig, ek het goeie nuus nodig. En ek het dit nodig van die Here af. Hy moet my wys as ons besig met die regte ding. En tweedens het ek vrede nodig. Want ons onstuimige see in my hart en dit voel baie keer of ek net nie kan asem kry nie. Dis te veel en ek weet ek kan nie so aangaan nie. My ma het vir my gebid, sy het vir my gebid vir die goed wat ek gevra het en vir nog meer. En ek weet nie of enigiemand hier al goddelike vrede ervaar het nie. Dit is iets wat bo jou verstand verbystyg. Dis vreemd, dis ongelooflik. Dis groot en oorweldigend, dis iets wat mens nie vir iemand kan verduidelik nie. So nou lewe ons in 'n wêreld van goddelike vrede en baie hoop. Baie dokters het gesê dit sal nooit vir ons moontlik wees om kinders te kry nie, want die effek van chemo sal te rol wees. Maar ek weet, God is groter as enige dokter, enige ervaring wat hulle het en enige kennis. Hy bly die weg, die waarheid en die lewe. Daar was waardes en bloedtoetse wat dokters gesê het vir vroue nooit sal kan styg nie. Vir een of ander rede hou ons aan om met die bloedtoetse te doen om te kyk, styg dit nie tog nie. En elke paar maande dan styg my bloedtellings. Waar my bloedtellings was van in 'n unresponsive state waar dit nou in 'n normale vlak is. Prys die Here. Ons as 'n gesin en familie vier elke oomblik van goeie nuus. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. As die telling met 0.01 punte opgekom het, dan vier ons dit. Want dis hierdie klein oomblikke van genade wat hoop veroorsaak en wat groot wonderwerke inhou. Dis die oomblikke wat ons dra wanneer ons dieptes te diep word. Dis waarvoor ek gevra het, 'n bietjie hoop, 0.01 hoop. Ons weet dat die enigste wat ons drome werklik waar laat word, God self is. En ons weet hoe geseënd ons is om hom te ken. Ons is gelukkig om in 'n gemeenskap te wees wat ons in geloof dra, veral op dae wanneer ons self nie so sterk is nie. Wanneer die dae swaar is en ons moeg is, weet ons vriende en familie staan vir ons in. Iemand wat vir ons bid, iemand wat saam met ons kan loop en wat ons dra wanneer ons self nie meer kan nie. Dan is daar ook mense wat wonder, hoekom hou ons aan probeer as dit oor en oor nie uitwerk nie? Is dit regtig wat die Here vir ons beplan het? Ek weet nie, maar ek weet dat die Here met ons is op die pad. Ek weet dat ons aanhou hoop kry en dat daar nog altyd 'n plan is. Vir nou volg ons sy pad wat aangeduid word deur hoop en vrede. Sou dit wees dat ons nie 'n gesin gaan hê eendag nie, en dat dit net ek en Heinz en Pondo en Sont is, en dalk nog 3 honde, dan weet ek ook dat die Here vir ons die pad gaan wys en die nodige gereedskap gee om dit te verwerk. Vir nou is ons hier om elke voorreg vir die Here vir ons te gebruik. So ja, my storie het begin met 'n eier en dit draai steeds rondom eiers. Maar dit is oukei, want eiers is 'n teken van lewe, van groei, van onontdekte potensiaal en van iets wat kook agter die skerms. En ek besef al voel die lewe bietjie gekraak, bietjie geklits, bietjie geroer. Dan weet ek die Here is steeds in die eierbesigheid, waar hy iets nuut maak en eier op beslag. In jou storie, sou jy sê daar's 'n enkele ding, miskien is daar meer as een, maar sou maar kom op of daar 'n belangrikste ding is, wat jy tydens jou trauma, kom ons sê maar van God ontdek het, waar jy net agtergekom het, hier het ek met God te doen.
maar die God self is nou hier oomblik, het ek baie intens ervaar toe ek in my ma gebid het, daai dag toe ek verskriklik hartseer was wat my ma na my huis toe gekom het. En ons het vir vrede, en ek het gevra vir vrede en vir hoop. En ek dink daai vrede wat ek ervaar het, daar's nie 'n pil wat ek kon drink wat dit vir my gee nie, daar's nie net 'n vers wat ek kon lees wat dit vir my gee nie. Dit was absoluut die gees wat in my hart ingekom het en vir my rustig gemaak het. Ek vrede dat al die verstand dit is net onbeskryflik. Daar is nie woorde om dit te beskryf tensy jy dit nie self wil ervaar het nie. En ek dink die ander ding, want toe ons so gister gekuier het en Mienke sê so sy was eintlik al bly toe hulle die amputasie voorgestel het, want dit is al vir oplossing. En ek onthou toe ek my tweede diagnose ontvang het, ek gedink, dis okay. Dis okay. Ek was nie, ek dink eers ek het gehuil daai tyd nie. Ek dink dit was meer van, wat nou? Hoe gaan ons nou hierdie doen? Daar was nie 'n oomblik waar ek kwaad was nie. Ja, ek sou verkies het gehad, of ek sou verkies het om nie dit te kry. Om nie weer siek te wees nie, maar daar was 'n aanvaarding wat die Here daai tyd ook gegee het. Seker maar ook 'n tipe van vrede. Nee, ek het nooit gevra vir dit nie. Ek het dit net gekry. Ja. So ja, ek dink in die derde oomblik is eintlik maar my bloedtoetse wat nou elke keer optel en optel en optel, na dokters, verskillende dokters al gesê het. En hulle sê dit nie om negatief te wees nie. Hulle sê, want dit is wat hulle uit hulle ervaring geleer het, my die spesifieke bloedtoetse se tellings kan nie hoër raak nie. En my nou aanstyg. Wat kan mens anders sê as dat dit 'n wonderwerk is van die Here? Jou male weet ek spesifiek en jy het ook al daarvan gesê, gebed het 'n rol gespeel. Dit klink vir my 'n soort van 'n lyn deur al die getuienisse. Ja, ek dink gebed vir ons was nogals, ek dink ons bid baie min saam as 'n gesin, saam as 'n groot familie, saam net jy en jou man of jy en jou man. Ek dink dis baie meer deel van mens se rutine of wanneer jy jou Bybelstudie doen om te bid. En dan doen jy dit self. Buiten dat ons saam bid vir kos, bid mens nie altyd elke aand saam nie, maar hierdie het mens nogals forceer, of nie forceer nie, dit het eintlik natuurlik gebeur om voor ek ingaan vir 'n operasie wat my man vir my bid en ons bid saam. Voor ek ingaan vir 'n embryo transfer, hoe ons saam bid, voor ons Kaap toe gery het waar ons al 6 ek en my ouers, my man, my sussie en haar man almal saam gebid het. Dit is daai is kragtig en ek dink mense kyk dit nogal mis. Ook wanneer ons dit is so 'n bietjie soos 'n domino effek as jy vra vir iets en ons stuur dit op die broadcast list uit, ons het nou gebede nodig vir dit. En die domino is weg, die domino's het net geval. Ek dink dit bly ongelooflik. Ja, ek dink die belangrike ding is krag van gebed gaan daaroor dat 'n mens in jou praat met die Here, gaan dit ook daaroor dat 'n mens ook jou posisie voor God word eintlik in jou gebed vir die Here gegee, nê? 'n Posisie van afhanklikheid, van leegheid in jouself. En dis wonderlik, iemand sê dat blykbaar die Jode bid elke aan dieselfde gebed vir hulle kindertjies terwyl hulle in die bed sit. Here, in die hande gee ek my lewe oor. En dis eintlik die kern van gebed, as hulle dink het op die hele storie ook, nê. En môreoggend sê mense eintlik dankie dat ek kan opstaan. My lewe is in die hande. En dit is die wonderlike ding van gebed. Dan kom al die ander goeders van mense wat saam bid en die krag daarvan en hoe dit 'n mens dra. Want dit is 'n lyn hier almal vir julle se stories, die ding dat gebed het julle gedra sonder dat dit noodwendig jou eie gebed is. Ander mense se gebede het 'n mens gedra. Maar dit gebeur nou nog waar daar kom tye waar jy voel en ek weet oom sê jy kan bid sonder woorde, maar waar daar is nie meer woorde nie. Ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie hoe om te bid nie en
dan kry jy 'n boodskap van 'n vriendin wat sê, maar ek het nou hierdie week vir jou gebid spesifiek vir dit. Sonder dat jy gevra het, gebeur dit net. So ek dink, ja, daar's mense wat in jou lewe is, wat weet wanneer jy dit nodig het, wat hoop en bid wanneer jy self moeg gehoop en gebid is. Sê vir my Karen, sommer iets anders. In jou pad met die Here, in hierdie siekte en trauma en alles wat daarmee saamgaan, is daar iets wat jy kan sê, hierdie het die Here vir my gegee waarmee ek dalk ander mense kan help? Is daar iets wat mense of iets of iemand wat met jou te doen gehad, wat jy net gesê het, hierdie het my verskriklik baie gehelp? Ja, ek het met my eerste, net voor ek met my eerste chemo begin het ek 'n brief gekry van 'n vriendin van my. Ek het klomp briewe daai tyd gekry, dit was rondom my verjaarsdag ook gewees. En die vriendin het 'n baie spesiale brief geskryf en sy sê toe, sy skryf toe, "You did not receive an illness to be disadvantaged in life. You received a weapon to advantage Christ." En ek dink dit het elke keer as daar iets slegs gebeur het, dan kom dit weer in my kop terug en dan dink ek weer daaraan. Dit is nie dat die Here hierdie storm oor ons pad gesit het om ons seer te maak of om ons te vorm. Dit is om iets vir hom te wees wat hy wil hê ons moet wees. Humoristiese oomblikke, goed wat het snaaks was, wat 'n mens miskien nou nie daarvoor gelag het nie, maar as hy nou terugkyk. En ek weet julle het 'n bietjie van 'n roetine gehad rondom my hare, sorry. En dan was daar baie interessante goed wat jy probeer eet het, wat mense vir jou ja, okay, so die hare storie. Ek het die eerste keer toe ek my hare verloor het, toe het ons dit was in Desember gewees en toevallig was ook 'n familie in die Kaap gewees en ons het almal by een huis bymekaar gekom en ons het champagne gedrink, my hare gevleg, afgesny en toe in verskillende style gesny en op die einde alles afgeskeer. En die tweede keer het ek besluit, maar ek gaan dis in COVID. Ek mag nie partytjie hou nie, maar ek gaan 'n partytjie hou. En ek het 'n haarkapper gekry wat vriende is van ons. Ons het iemand gehad wat musiek gespeel het. Ons het lekker kosse, lekker soppe gehad want dit was in die winter gewees en al my vriende het gekom, familievriende. Ek het net die vrouens genooi en dan nou die mans in my lewe. En almal het swart gedra en goud of geel. En die swart was eintlik maar om afskeid te neem van dit wat nou was, want die gaan nou iets net hier uitkom. En die geel en die goud was, dit is ook die tipe kanker wat ek het, omdat dit 'n kinderkanker is dit 'n geel strikkie. Maar dit is ook die goud, ons gaan nou vir goud, dit is nou 'n nuwe lewe vir ons ook. En ja, toe het ek en 'n vriendin al toe ons hare afgeskeer. Ja, die vriendin gehad het dit saam met my gedoen het. Ja, dit was 'n goeie oomblik om dit lig te hou. Ja, so ritueel uit. Ja. En almal het hoedens gebring wat ons toe nou geskenk het of gedra het of ja. En dan ons het gehoor, so toe ek al die teleurstellings kry en my bloedtelling stel nie op nie. Toe hoor ons maar as jy aspergepuree eet, dan styg hy bloedtellings. En vir een of ander rede het ons my pa winkel toe gestuur. En hy is nie die shopper nie, maar ons het op Eiserfontein gebly, so hy moes 'n bietjie inry om na asperges te gaan soek. Ja. En hy kry toe nie vars asperges nie, so hy koop toe geblikte asperges. Wat ek dink nie heeltemal die ding is nie, want jy soek jy is die vars asperges. En ons het dit daar toe gepuree en toe ons dit met eet en my pa het alles wat ek moes sleg doen, behalwe chemo het hy saam met my geëet en gedrink. En toe kon nie een van ons sy aspergepuree eet. Dus dan bly ons langer in Eiserfontein, maar ons gaan nie hierdie kos inkry. Ja, dan was nog 'n oomblik gewees. Ek het nie graag water gedrink nie. Vir een of ander rede, die water het baie sleg geproe na chemo. Tydens chemo. So as ek water gedrink het, was almal so opgewonde, almal as ek vra vir water, dra almal net water vir my aan. En dit was Desember, 24 Desember, ek het daai oggend klaar gemaak met chemo en
gaan nie goed nie, maar ons ry see toe want dit is Kersfees. En my pa en my suster sit voor en my ma sit agter. En ek lê op ons skoot. En toe ek vra vir water, my ma ruk net 'n bottel uit. En toe ek dit so drink, toe is dit soutwater. Want die soutwater gebruik ek om my mond te spoel mee, om seker dat ek mens kry nie seertjies nie. En toe hou my ma net haar hand sodat ek kan net so terug uitspoeg. Ja, daar was 'n paar oomblikke. Ek onthou ek het my kamerma of my buurvrou in die koshuis het ek ontmoet die dag en ek het toe nou klaar die pruik afgehaal en laat rus en klaar gevleg vir die volgende oggend. En toe klop daar iemand aan die deur en sy sê, kan sy inkom? En ek sê, wie is dit? En sy sê, dit is vir my. En ek vra vir my kamermaat, ken jy wil my? Ek ken nie wil my nie. Maar ek het haar letterlik daai dag ontmoet. En toe sê sy, dit is vir my van Sel, jou buurvrou. Ek is, okay, alright. Dit is so awkward oomblik gewees. Maar ja, dis klomp snaakse tye tussenin. Wat belangrik is om te onthou is dat om 'n Christen te wees, vrywaar ons nie van pyn of hartseer nie. Die Here gebruik dit juis om ons te vorm en om ons meer te skaaf na sy beeld toe. So ons gaan pyn hê en ons gaan lyding, maar ons gaan nooit alleen wees deur dit nie. En dit gaan moeilik wees, maar die ewigheid wat op ons wag, maak dit die moeite werd. Karen, baie dankie. Baie dankie. Dit was heerlik om weer te kuier.